julle Bybels oopmaak, maar ek het die teksgedeeltes op die bord, want ons gaan 'n paar gedeeltes lees vanoggend. Ons gaan Psalm 23 lees, en daarna gaan ons enkele gedeeltes uit Johannes 10 lees, dan uit Johannes 15 en ek dink ek het ook Johannes 14 opgesit op die bord. Maar kom ons vra eers dat die Here ons sal seën voor ons verder lees. Ag liewe Here, ons is kleipotte en ons breek baie maklik, ons is nietige mense. Die een aand gaan slaap ons goed en die volgende oggend staan ons op, met 'n hart wat nie lekker voel nie, of 'n gebrokenheid in die liggaam. Maar die krag wat alles oortref, dit kom van U af. En daarom kom ons vanoggend ook na U toe, U wat in beheer is van alles. U, o Vader, wat ook vir ons U Gees gegee het, wat ons toerus en ons help om die Bybel te verstaan. En vanoggend is ook 'n belangrike boodskap, Here, sodat ons verhouding met U kan groei. En daarom, o Vader, wil ek vir U vra, dat U ook saam met die Heilige Gees, U, o Gees van God, van wie ons bely in die belydenis van Nicea, dat U saam met die Vader en saam met die Seun aanbid en verheerlik moet word. As ons ook tot U bid, dat U deur die woord vir ons sal aanraak. En dat U ons sal leer vanoggend wat dit beteken om in 'n verhouding met God te groei. Om 'n dieper verhouding met God te ontwikkel. Vader, U ken ons, U ken elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Here, as ons deure daar by die huis oopmaak, dan stap ons in 'n wêreld in. En as ons deure toemaak, dan stap ons in 'n ander wêreld in. Maar U ken daai wêreld waarbinne ons instap. En daarom vra ek dat U vir ons binne ons wêreld sal aanraak. En daarom, Here, alles wat ek voorberei het, dat U dit sal vou en sal vorm, sodat ons wat hier sit, dit sal hoor soos U dit vir ons bedoel. Baie dankie, Vader, dat U reguit hou en met kromstokke slaan, en dat U wat kromstokke is, ook gebruik in 'n wêreld waarbinne ons leef. Vader, seën ons nou en hef ons op, lig ons op deur die bediening van hierdie woord. Ons bid dit tot U in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. En God se kinders sê almal saam, amen. Kom ons begin met die lees van Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders me toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Nou gaan ons na Johannes 10 toe. Ons gaan daar vers 11 lees. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. En dan lees ons weer vers 14 en 15. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape ken my. Net soos die Vader my ken.
en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. En dan lees ons daar vers, die einde van daai vers, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, dan vers 27. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Dan gaan ons na Johannes 14 toe. Ons lees daar net 2 verse, maar baie belangrike 2 verse vir die preek. En dit is vers 7, eintlik is dit 3 verse. Ek gebruik eintlik 2 verse. Vers 7 tot 9. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken julle my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan julle sê, wys vir ons die Vader? Dit is belangrik daai, as julle my ken, sal julle die Vader ook ken, en van nou af ken julle hom, en sien julle hom. Wie my sien, sien die Vader. En dan verlede week se teks, waarmee ons sal gaan afsluit met hierdie teks weer, maar uit 'n ander hoek uit. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle sal agterkom, dat ek verlede week gewys dat daar's 3 keer die woord vriende, wat Jesus daar gebruik, maar wat ek daar wil uitlig is vers 13. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe aflê vir sy vriende nie. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Een van die dinge wat ek dikwels vind, wanneer iemand in trauma is dat iemand mooi dele wil hoor. Wanneer iemand 'n geliefde aan die dood afstaan, en ek vind dit veral ook wanneer iemand van die kerk af weggedwaal het, of selfs 'n ongelowige wat in die kerk dalk groot geword het, is dat mense sal sê, kan ons die Onse Vader bid, of iemand sal sê, kan ons Psalm 23 lees. En ek kan dit verstaan, want wanneer iemand seer is, of wanneer iemand alleen voel, en wanneer iemand broos is, dan het iemand nodig met 'n hoofletter I, of iets nodig met 'n hoofletter, ja, mens kan nie na God verwys as iets nie, nee. Wat mooi met jou werk, wat sag met jou is, wat jou goed hanteer. En daarom sal mense vra, en daarom vra mense, en sal hulle ook dikwels vra, dat preek Psalm 23, of lees, bid saam met my Matteus 6, die Onse Vader. Want luister, wat sê Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Dis mooi, nee. En luister wat Jesus sê in Johannes 10. Hy sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape, ek is die goeie herder, ek ken my skape ken my, niemand sal hulle uit die hand van my Vader ruk nie, ek en die Vader is een. Sien, die probleem met die lees van Psalm 23, by mense wat afvallig geraak het, of die Here nie ken nie, en die bid van die Onse Vader, by mense wat dalk ongelowiges is dat die Onse Vader sê, ons Vader wat in die hemel is. Ons, wie is die ons? Kinders van God. Nie mense wat die Here nie ken nie.
En die Here is my herder, wat beteken jy moet 'n verhouding met God hê. Jesus verhouding met Christus hê. Ek is die goeie herder. So eintlik kan iemand wat die Here nie ken nie en iemand wat nie 'n gelowige is nie Psalm 23 lees by 'n sterfbed nie. Behalwe as hy of sy tot bekering kom. En vanoggend broer en suster wil ek julle uitnooi om te kom op die punt of om ander mense te help om op die punt te kom om 'n verhouding te kry met Jesus wat sê ek is julle goeie herder of ek wil julle vriend wees. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek wil julle uitnooi om dit te aanvaar in 'n dieper verhouding, in 'n dieper kennis van die goeie herder. 'n Dieper kennis van ons vriend met 'n hoofletter V. En dat julle so op hierdie manier ook ander mense kan help. Die rooi lyn in die Christelike geloof is as jy Jesus ken, dan ken jy die Vader. Kyk wat sê Jesus vir Filippus in Johannes 14. Hy sê, toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Toe sê Jesus vir Filippus, Filippus, ek is al so lank by julle en ken jy my nie. As jy my ken, ken jy die Vader. En daai Griekse woordjie wat gebruik word vir ken, is nie kopkennis nie. Dis 'n verhoudingskennis. Dis 'n kennis soos 'n intieme wederwysige kennis van groei en ontwikkel tussen twee persone, hoe langer hoe meer. Daarom vertaal die boodskap dit so mooi. In die boodskap staan daar is 'n sterk verhouding tussen my en elke gelowige, ons ken mekaar. Dit gaan daarom dat daar 'n geheim in die Bybel is, wat ek geleer het. In die Nuwe Testament se geheim is, as jy Jesus leer, dan kom jy agter wat God se hart is, die Vader se hart. Dan kom jy agter wat die Vader se lewe is. As julle my ken, ken julle die Vader. Maar weet julle broer en suster, baie min van ons verstaan dit en baie min van ons weet dit. Want die Vader is dikwels vir ons so een kant en Christus is hierdie kant. Ons bely die drie eenheid. Maar dis nie eintlik wat Jesus sê nie. Jesus sê as julle my ken, ken julle die Vader. So hoe nader ons aan Christus kom, hoe nader kom ons aan die Vader. So as jy Christus beter leer ken, leer jy die Vader beter ken. En as jy die Vader beter leer ken, kom jy agter dat God groter is as enigiets wat ons kan dink of verstaan. God is beter as jou teologie. God is groter as jou verstaan van die Bybel. God is groter as hierdie gemeente se besluite of die kerk se besluite. God is groter as ons ervaring van geloof. Ons kan God nie in ons broeksak sit of in ons handsak sit of in ons beursie sit en sê dis God nie. Soos jy Jesus leer ken, leer jy die Vader ken en kom jy agter, partykeer in jou lewe moet jy nederig wees en sê hy's beter, hy's groter. Ek kan hom nie bepaal nie. Want soos hy werklik is, ontwikkel jy 'n verhoudingsgroei met die Vader. En dan kom jy agter, as Jesus met jou praat, dan hoor jy die Vader praat. As jy agter Jesus aanloop, dan sien jy eintlik die voetspore van die Vader voor jou. As jy met Jesus praat en jy sien Jesus is in jou lewe betrokke en hy verander dinge in jou lewe, dan sien jy eintlik die wonderwerke en God, die Vader, wat die onmoontlike moontlik maak. Die vraag natuurlik, broer en suster, is hoe leer ons die Vader ken? Jy leer die Vader net ken deur die lees van die 4 evangelies. En dis hoekom ek Johannes Evangelie gebruik het vanoggend, nou saam met die Ou Testament
Psalm 23 wat die beeld van die herder gebruik, Jesus wat daai beeld en die beeld van die Vader gebruik, en die vriend. Dit gaan oor 'n verhoudingsgroei. Toe ek op universiteit was, by Joel het ek 'n ou meisiekie leer ken. En na so 'n paar weke, toe sê ek vir my pa, nee, hy is nou 'n oulike meisiekie. En sy swat maatskaplike werk, en in ons daar's iemand maatskaplike werk geswat het, was dit 'n predikansvrou uitgeknip. Sy het, om die waarheid te sê, 'n CV gehad om met 'n predikant te trou. Toe vat ek haar huis toe. Toe ons by die huis kom, smile Avril, toe ons by die huis kom, dis nie sy nie hoor, ek sê sy wys so, toe ons by die huis kom, en na die naweek, toe bel ek nou met verwagting my pa, toe sê hy, man, ek en jou ma het nou gepraat, ons dink julle sal 'n paar sakke sout moet opeet. Wel, toe ons by die eerste teelepeltjie sout kom, toe breek hierdie ding heeltemal, toe sit 'n trein smash. 'n Paar jaar later, toe sing ek koor, en toe sing daar 'n ander meisie saam met my koor. En vir so 'n paar maande het ek haar dop gehou. En toe sê ek eendag vir die ou wat aan my regterkant saam met my koor sing, toe sê ek, jy weet, daai meisie, met haar gaan ek trou. Toe sê hy vir my, ja, wel, jy moet nie net sê, jy gaan met haar trou, met iets doen dan omtrent die saak. Toe nooi ek haar uit vir 'n kerkdiens. Ek is mos 'n ou predikant, die beste manier om 'n vrou nou te toets is vat haar kerk toe. En so het 'n verhouding begin. En met tyd het ons mekaar beter leer ken, ons het begin uitgaan, ons verloof geraak en ons het getrou, en môre as die Here wil is ons 35 jaar getroud. Ja, ek dink julle, ja, hulle klap vir jou dat jy met my kon uithou. Broers en susters, 'n verhouding wat gegroei het. Nie 'n teelepeltjie sout nie, sakke sout. Voorspoed en teenspoed. Maar sy is die persoon wat ek die beste ken van alle mense, en ek is die persoon wat sy die beste ken van alle mense. Maar ons het nader en nader aan mekaar gegroei. 'n Verhoudingsgroei is die manier, dieselfde gesindheid, dis die beeld in Johannes 10 en Johannes 14. Daai beeld is wat God en wat Christus gebruik in ons verhouding met God die Vader. Dis nie 'n snaakse beeld nie. Dis nie 'n mistiese beeld nie. Dis 'n praktiese beeld. Soos jou verhouding met jou man of jou vrou is, of met enige iemand anders met wie jy 'n diep verhouding ontwikkel, dis daai verhouding. Jy kan later antisipeer wat die ander persoon wil hê, so ek weet jy antisipeer wat God die Vader wil hê, omdat jy in 'n verhouding met hom ontwikkel het. Weet van is nie persoonlik ken nie. Baie mense weet van Christus, weet van die Vader, weet van die Heilige Gees, maar hulle ken hom nie. Om te sê, ek weet Jesus was 2000 jaar gelewe, ek hou Kersfees en Paasfees. Ek weet hy was 'n Jood, ek weet hy's gebore, mense sê hy's uit 'n maagd gebore. Hy 33 jaar gelewe, hy's gekruisig, mense sê hy het opgestaan, mense sê hy het opgevaar. Dis weet van. 'n Persoonlike verhouding is om daai kennis van weet van in 'n intieme verhouding, soos in 'n huweliksverhouding, in 'n persoonlike verhouding, hoe langer, hoe meer te groei, sodat jy later presies weet wat wil God die Vader hê, wat wil die Seun hê. Hoe leer jy hom ken? Ek het dit al baie vir julle gesê, en ek gaan dit nou vandag weer sê. Gaan lees die evangelies. Want in die 4 evangelies sien ons wie Jesus is. Ons leer hom ken, ons leer hoe Jesus gedink het, ons leer hoe Jesus opgetree het, ons leer Jesus se hart teenoor die armes, teenoor die rykes, teenoor geregtigheid, teenoor die ongeregtigheid. Ons leer toe Jesus op die kruis gehang het, toe hy gesê het, Vader vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis waar leer ons dit anders as in die 4 evangelies? Die hart van die Vader leer jy in die evangelies ken.
Nie op 'n ander plek nie. Die Heilige Gees rus ons toe dat dit groei in ons lewe. 'n Wonderlike ding wat ek agtergekom het, is soos hierdie verhouding ontwikkel, wil ek later doen wat God wil hê ek moet doen. Jesus sê, julle is my vriende as julle doen wat ek beveel julle moet doen. Die boodskap sê, hy sê dit eintlik dat ons dit beter kan verstaan. Hy sê, julle is my vriende, julle almal wat leef soos ek van julle verwag. Wys vir die wêreld wat Jesus van jou verwag. Daai Griekse woord beteken, jy tree so op dat mense kan sien, jy wys vir die wêreld wat God van jou verwag. Dit is 'n praktiese ding wat jy doen in die wêreld deur jou optrede. Kan almal sien wat is die wil van God. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en hy sal by ons woon. Want sien, die probleem is dit. Baie van ons dink om God se wil te doen is moeilik. Maar as jy lief is vir iemand, dan wil jy iemand gelukkig maak. As jy by iemand wil wees, jy weet wat is daai persoon se wil, jy weet wat is Jesus se wil, jy weet wat is die Vader se wil, maar alles in jou wese skop daarteen. Want jy dink dis te moeilik om dit te doen. Maar Jesus sê, weet julle wat, ek is by julle, die Vader is by julle, ons woon by julle, ons maak dit vir julle moontlik, ek en die Vader is een. En die wonderlike wat Jesus in Johannes 10 sê, hy sê, ek wil nie vir julle slegte lewe gee nie. Ek wil vir julle oorvloed gee. Ek wil dat dit met julle goed gaan. Ons moet miskien met ander woorde anders begin dink oor hoekom ons doen wat God wil hê ons moet doen. Nie net om die ewige lewe te kry nie, dit is God se primêre doel. Hy het ons gered, hy het ons verlos sodat ons hemel toe kan gaan, maar God is intens ook betrokke in ons alledaagse lewe. Hy los ons nie, soos vrotvelle nie. Hy's intens betrokke in jou lewe om vir jou dit goed te laat gaan, om jou te help deur jou daaglikse lewe, deur die werking van die Heilige Gees. Dit lyk vir my as ek na die Bybel kyk, na die evangelies. Daar's hoofletterwoorde van Jesus en daar's kleinletterwoorde van Jesus. En dit help ons, ek wil dit verduidelik, en dit gaan jou help ook in jou geestelike groei. Die hoofletterwoorde van Jesus is dit. Jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Ons ken die samevatting van die wet. En julle moet mekaar lief hê. Met ander woorde, eerst het ons mekaar lief, dan het ons ons naaste lief, nee, is andersom. Ons het eerste God lief. Hart, siel, krag, alle verstand. Omdat ons God lief het ons mekaar as 'n geloofsfamilie lief. Dan die buitekring is ons naaste lief. Die toets, hoe dit in die praktyk uitkom, is Jesus se kleinletterwoorde. En dis waar die geestelike groei plaasvind. Dis waar Christus kom en hy vat ons uit ons gemaksone uit. En ek gaan dit net lees. Jy moet vir jouself besluit. Jesus sê, geseënd is die sagmoediges. Hy sê, geseënd is die vredemakers. Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Haal die balk uit jou eie oog. Elkeen wat vir sy broer kwaad is, of wie ook al, dit kan 'n suster ook wees, is strafbaar voor die Joodse raad. Elkeen wat na 'n vrou of 'n man kyk, het ons reeds in sy hart egbreek gepleeg. Moenie 7 keer vergewe nie, maar vergewe
70 maal 7 beteken, daar is nie einde aan vergifnis nie. Sien, dit lyk vir my, die kleinletterwoorde van Jesus, is waar die groei plaasvind, die verhoudingsgroei. Want dis die kleinletterwoorde waar Christus ons uit ons gemaksone uithaal. En dis daai kleinletterwoorde waar die liefde getoets word. Met ander woorde, wil jy in jou verhouding met Christus en in jou verhouding met God groei? Vat jou kennis wat jy in die evangelie kry en laat dit in liefde groei. Verstaan julle wat ek sê? Want dis daar waar ons grootste mislukkings is. Dis daar waar my grootste mislukkings vir jare was. Maar dis daar waar jou grootste verhoudingsgroei met God gaan kom. By die liefde. En ek praat nie van 'n oppervlakkige liefde van if it feels good, do it nie. Alles is nie maar goed nie. Ek praat van 'n verhoudingsliefde om die liefde van God teenoor mense te wys, nie om goed te praat wat hulle doen nie. Dis nie dieselfde. Petrus sê hierdie woorde vir Jesus. Ek wil julle hiermee los. Hy sê vir Jesus, Here, na wie toe sal ek gaan? U die woorde wat die ewige lewe gee. En dan weet ons primêr beteken dat Here, U verlos ons, sodat ons kan hemel toe gaan. Primêr. Maar U het ook die woorde, wat vir my betekenis gee. Here, na wie toe sal ek gaan? Kan nie na mense toe gaan. Kan nie na my werk toe gaan. Kan nie na my vriende toe gaan. Kan net na U toe gaan. Kan net na U toe gaan, want U woorde is die woorde wat verander. Wat betekenis gee. Amen. Kyk so 2 minuut na daai woord. Na wie toe sou ek gaan? Here, na wie toe sal ek gaan? U die woorde wat die lewe gee. En dan sal ek vir ons bid. Vader, ons wil soos Petrus dan nou ook vanoggend nie net vir U, o Here Jesus, dit sê nie, maar ook aan U, o Vader, en aan U, o Heilige Gees. Na wie toe sal ons gaan? As ons nie na U toe kan kom nie. Want U het eerste na ons toe gekom. En U wil vir ons 'n lewe van oorvloed gee. U red ons, sodat ons kan hemel toe gaan wanneer ons die dag sterf. Maar U redding is ook om vir ons hier op aarde sin en betekenis te gee. Baie dankie dat U belangstel dat ons verhouding met U groei. Baie dankie dat U 'n persoonlike kennis, 'n persoonlike verhouding met ons wil hê. Daarom bid ek vir elke broer en suster van my vanoggend, dat ons hoe langer hoe meer sal groei in 'n verhouding met U. En so bid ek ook vir myself. Dat wanneer mense na ons kyk, hulle U sal sien, soos Paulus skryf in Korinte, dat ons dit sal weerspieël, sal beeld. Ek bid vir my kollegas, vir Johan en Delien, bid vir die gemeenteraad, bid vir elke lidmaat, hulle wat bly is, en hulle wat hartseer is, hulle wat siek is, hulle wat vrolik is. Bid vir ons land, Here. Bid in besonder vir die spanning wat daar in die regering op die stadium is, dat soos U ingegryp het by die verkiesing, U ook nou sal ingryp rondom die begroting. Ons glo in U, U wat die onmoontlike moontlik maak.
dat U ook hier sal betrokke raak. Ons weet U is daar, Here, maar ons weet ook dat U dit kan doen wat mense dink U nie kan doen nie. Ons bid vir die wêreld wat so die mekaar is in politiek. Oorloë, met skynheilige oorloë, Here, een word goed gepraat en die ander een nie. Ons draai na U toe. En ons vra dat U genade oor hierdie wêreld sal hou. Dat ons aardverwarming sal stop, na U natuur sal kyk. Vader, baie dankie dat ek vir elke lid van hierdie gemeente kan bid en kan vra dat ons 'n lig op die rif sal wees, dat die wêreld sal weet dat Jesus die Here is. Baie dankie vir U goedheid en U liefde en al U genade. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here, die goeie herder, sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van God die Vader, die Seun Jesus Christus ons Verlosser, en God die Heilige Gees, van nou af en vir altyd. En ons sê almal saam, Amen.